metamorfose wat God in ons wil sien, het ons die ingrype van God nodig. Ons het nodig dat God ons help om anders te dink en ook so oor onsself. En daarom gaan ons vir die volgende paar geleenthede aandag gee aan wat God se waarheid oor my en oor jou is. Wat is dit wat God oor ons sê en wie is ons in sy oë? En ons lees iets daarvan in Jesaja 62, die tweede deel van vers 12. Ons gaan 'n paar vertalings na kyk. 83 sê, en jy Jerusalem sal genoem word gewilde stad. Die 2020 vertaling sê, en jy Jerusalem sal genoem word gesogte. Die 33 vertaling sê, jy sal genoem word die begeerde. In die Bybel vir almal, en Jerusalem se naam sal wees die stad waarvan mense hou. En dan is die vraag, wie is jy? Jy is wie God sê jy is. En hy bied bevestigings, hy beskuldig nie, want God het jou geken voor jy was. Hy het jou gemaak. Hy ken jou slegste en hy weet die beste. En hoor net hoe ongelooflik, die een wat jou slegste dele ken, is die liefste vir jou. God definieer wie jy is. So wie sê God is jy? As ons na Jesaja kyk, is jy gewild, gesocht, begeer, alles van God. En iets wat gesog is, of gewild is, of begeer word, is baie kosbaar. Dis baie besonder. En hier hoor ons God sê dit van jou. Gewone jy. Vir God is jy hoogs belangrik, hoogs gewaardeerd en spesiaal. Jesaja haal God se woorde hier so aan, dat dit byna klink of God direk praat. En hier aan die einde van die deel, van die hoofstuk, kry die volk Israel en die stad Jerusalem nuwe name. Hulle kry 'n nuwe identiteit. God sê vir hulle, hulle is voortaan God se volk, vrygemaak en 'n uitgesoekte stad. 'n Stad wat nie deur die Here versaak is nie, maar deur God omhels word en nuut begin. Met ander woorde, hulle kan veranderd leef, omdat God dit oor hulle sê. En hierdie hoofstuk is die voortsetting van die belofte wat God aan sy volk maak in Jesaja 60 en 61. En dit gaan sleg met die volk, en dit wil amper gelyk het of God nie daarvan geweet het nie. Maar dan in hierdie gedeelte in Jesaja 62 is God nie meer stil nie, en dan sê hy vir die volk wat voor lê, en hoe toegewyd hy steeds aan hulle is, want hulle is kosbaar en geliefd. En God sê dit ook in hierdie deel vir jou. En dalk is dit tyd dat ons hierdie vers ook meer persoonlik maak. Daar staan eintlik ook, nou is jou naam gesog, gewild, begeer deur God. Dis wat die skepper van die heelal vir jou oor jouself sê. Die vraag is of dit verander wat ons vandag oor onsself sê. Volgende keer kyk ons verder wat God nog oor ons sê.